Ja, vandag, hier allemaal weet zeker, is Vadersdag. Gelukkige Vadersdag vir al die vaders wat hier is. Dat ons ook julle as familie met julle kinders saam kuier en die dag geniet. Ons luister gereeld na die 10 gebooie, dat God se wet, of anders gestel, God se wil, ons lewe beskryf. Ons hoor dit al baie jare lank. Ons het so gewoond daarin geraak om na die 10 gebooie te luister, dat ons eintlik nie meer oplet as dit gelees word nie. En dan hoor ons, maar ons gaan lewe nie daarvolgens nie, ons doen dit nie altyd nie. Ek wil vra, as die enige van u wat dink, ek ken die 10 gebooie so goed, ek kan dit uit die kop uit opsê. Hande op. Jy weet die moslems, die Koran is 'n boek amper so dik soos die Nuwe Testament. En hulle spog daaroor dat hulle die moeite doen om die Koran van voor tot agter te lees, dat hulle dit van A tot Z kan opsê. En dit is 'n groot prestasie as hulle dit kan doen. Baie van ons Christene ken die Bybel nie eers so goed dat ons die Bybelname in volgorde kan opsê nie. Ou Testament en Nuwe Testament, wat nog te sê van gedeeltes aanhaal. Die Bybel is die swaard van die Gees, die wapen wat ons toerus, wat vir ons sê wat God van ons wil hê. Ons het nodig dat ons meer aandag aan die memorisering van die Bybel. Dit kan gebeur dat eendag Christenvervolging kan kom, dat die Bybels weggevat word. Wat gaan ons onthou? Wat gaan ons kan aanhaal? Want ons doen nie moeite om dit te memoriseer nie. Daar is een van die 10 gebooie wat 2 beloftes inhou. Wie weet wat van die 10 gebooie is dit? Nou vra ek net 1 gebod, nie al 10 nie. Ja? Baie dankie, Erika. 10 gebooie, opdrag, eer jou vader en jou moeder, en Paulus haal dit aan in Efesiërs 6 vers 4, en dan sê hy, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Eintlik 2 beloftes. As jy jou pa en jou ma eer, hulle met respek behandel, dan sal dit met jou goed gaan, dan kan jy lank lewe op die aarde. Eers dan het die respek vir ou mense verdwyn. Pa's en ma's het baie dikwels maar afgesit, eenkant gesit in 'n aftreeoord ouete huisie, want ons lewenswyse, ons lewenstyl, die werk wat ons doen, maak dit nie vir ons maklik of moontlik om na hulle om te sien as hulle oud word nie. Maar die hartseer is dat talle van daardie mense word totaal vergeet en afgeskryf deur hulle kinders. Kom nooit weer daar nie, buiten, dalk as daar begrafnis is. Eer jou pa en jou ma, as jy hulle nog het, sê dankie daarvoor. Nou vandag, met Vadersdag, dink ons aan ons ouers, ons wil hulle eer. Natuurlik, jy weet, daar kan nie 'n vader sonder 'n moeder wees nie, en daar kan nie 'n moeder sonder 'n vader wees nie. Mens word nie sommer van self 'n ouer nie, jy sal verstaan wat ek bedoel. Kom ons bid saam voordat ons na die woord van die Here kyk. Hemelse Vader, ons aanbid U as ons hemelse Vader, ons Papa in die hemel, wat vir ons omgee, wat vir ons innig lief het, wat vir ons sorg, wat vir ons voorsien, wat ons beskerm en bewaar, wat ons lei elke dag. Ja, Here, U ken ons so goed,
dat voordat ons enige iets vir u kan noem, weet u al wat ons behoeftes is, wat ons verlangens is, wat ons begeertes is, wat ons krisisse en ons probleme is. Daar is absoluut niks wat ons vir u kan wegsteek nie. Ons eer u. Dis 'n voorreg om dankzij die offer van Jesus Christus aan die kruis in 'n verhouding met u te kan staan. Ons kan weet u het ons as u kinders aangeneem, ons skoon gewas van sonde, ons gereinig en ook vir ons die gawe van die Heilige Gees gegee en die gawe van die ewige lewe. Hemelse Vader, ons dank u vir die voorreg om vandag Vadersdag te kan herdenk. Vir die voorreg, maar ook die verantwoordelikheid van ouerskap wat u vir ons gee. Ons besef, elke kind is 'n geskenk van u. En ons as ouers is teenoor u verantwoordelik, hoe dat ons hulle opvoed en grootmaak. Mag dit op so 'n manier wees dat hulle leer om vir u lief te hê, om u te dien, om u te eer. Lei vir ons nou deur die Heilige Gees as ons uit die woord lees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek begin sommer met die tema van Vadersdag. Maklik om 'n vader te word, maar moeilik om een te wees. Sê my saam. Party sê ja, en party is joepstam. Hulle sê enige man kan 'n masjien uitmekaar haal, maar dit vat 'n man om te herken, toe ek het weer aan mekaar gesit het, dat daar 'n paar ekstra skroewe en paartjies oorgebly. En vir een of ander rede wil die masjien nie lekker werk nie. Ek sal nie weet hoekom nie, maar ek kry ook partykeer paarte as ek klaar gewerk het. En nou gaan ek terug en ek kan om die dood nie uitvind waar was daar skroefie oorspronklik gewees nie. Maar dit kan ook wees dat die masjien daarna dalk beter werk as tevore. Daar's mense, mans wat besonder vaardig is met hulle hande en daar's ander wat nie so vaardig is nie. En dan kry hulle maar ander se hulp in. Soms wil 'n man dink hy wil sy vrou so 'n bietjie treat in die kombuis. Hy wil haar so 'n dag afgee en ons paas wil ons help. Ons besluit om Sondagmiddag die kos te maak, maar so 'n bietjie ruskans te gee. En teen die tyd wat die vleis gaar is, dan lyk die kombuis asof daar 'n oorlog was. Oral lê daar vuil goed en alles wat kan vuil wees is vuil. Gebruik elke pot, elke pan en elke lepel en marsig maar net as hy dit sien. Maar goed, die gedagte was daar, maar die gedagte is nie altyd dalk so briljant as wat ons dink nie. Dit is bitter maklik om 'n vader te word, maar genade is geweldig moeilik. En nou verander ek die klem so 'n bietjie om 'n goeie vader te wees. Hier's 'n pa wat gedink het om vir die foto in die bed te gaan lê terwyl ma langs die bed staan. Pa hou die baba vas. As 'n baba gebore is, dan dink ek enige pa se hart bons van opgewondenheid en trots as hy hierdie nuwe kind vir die eerste keer sien. En natuurlik vir elke pa en ma, soos ons weet, is hulle eie kindjie die heel mooiste in die wêreld. Daar's nie ander een wat naby aan dit kom wat so mooi is en seker mooi blou of bruin of groen oogies het nie. Maar partykeer kan die eerste ontmoeting ook 'n skokkende ervaring wees. Want die verantwoordelikheid is veel groter as wat die mens gedink het, wat jy eers op daardie oomblik besef as jy dit sien. Dis met groot vreugde en opgewondenheid en baie drome en ideale dat pa en ma die hospitaal verlaat om huiswaarts te keer. Min wetende wat die volgende paar maande op hulle wag. Want 'n baba is nie tevrede met niks nie. 'n Baba kry ure se aandag. 'n Pa moet ook ma help, sy kan nie alles alleen doen nie.
En die gevolge is so 'n bietjie minder slaap as gewoonlik. En later kan jy dit nie meer uithou met 'n gillende kleintjie wat net nie kan rustig wees nie. Pa het nie altyd daai wonderlike aanraking wat ma het en die wonderlike gevoel wat ma het nie. So pa moet elke oomblik wat hy kan, moet hy gebruik om 'n bietjie slaap in te haal en dis nie altyd voldoende nie. En weet julle wat, dis maar net die begin. Dit kan op tye voel asof jy beheer oor die lewe en die werklikheid verloor. Dit is met 'n baba asof jy op 'n rollercoaster beland het en dinge voel buite beheer. En dis moeilik. Jy moet vasklou ter wille van oorlewing en jy moet maar net vasbyt en aanhou. Daar's byna vir elke ding in die lewe 'n handleiding. Motors het handleidings, wasmasjiene het handleidings, yskaste het handleidings, maar nie 'n kind nie. Ons word nie op skool geleer om kinders groot te maak nie. Ons kry nie klasse om kinders groot te maak nie. So dis moeg getreffe. Tref en trap en probeer en kyk wat werk. Hoe kry jy daai gillende kleintjie stil? Hoe kry jy daai wind uit die maagie uitgevrywe? Elke kind is uniek. Elke kind is anders. Wat vir een werk, werk nie vir 'n ander een nie. En so die advies van een ma na 'n ander een gaan ook nie altyd werk nie. Elkeen het sy eie giere en grille. En daar is handleidings wat geskrywe word, maar dit maak nie op vir gebrek aan ervaring nie. Want jy gaan lees en jy probeer toepas en dan sien jy maar dit werk ook nie so lekker nie. Daar's talle boeke wat probeer help. Maar geen boek gaan jou die kennis gee wat jy alles nodig het nie. Skielik besef 'n mens ek is nie vir die nuwe rol heeltemal so opgewasse en toegerus en voorbereid as wat ek gedink het nie. Jy kom onder die besef dat die uitdaging en die verantwoordelikheid is baie groter as wat jy gedink het. Jy is verantwoordelik vir hierdie klein mensie se lewe en toekoms nou en vir so lank as wat jy lewe. Vaderskap is 'n geweldige voorreg en 'n verantwoordelikheid. Kinders se logika kan 'n mens soms heeltemal uitbul. Hulle uitoorlê ons van jongs af met hulle unieke wysheid. Hulle het 'n willetjie van hulle eie. Jy probeer streng wees. Jy sê nee, jy kan nie nog 'n koekie kry nie. Dit gaan jou eetlus bederf. En dan sal daai kleintjie jou in die oë kyk en vir jou sê, "Maar pappa, my eetlus vir koekies is heeltemal anders as my eetlus vir groente." Hulle redeneer jou onder die tafel in en jy het nie altyd 'n goeie antwoord nie. Psalm 127 sê vir ons, as die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. En dan die stukkie waarop ek wil fokus. Seuns is geskenke van die Here. Kinders, en dit sluit seuns en dogters in, word deur God gegee. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is die seuns wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Dis 'n voorreg om kinders te hê. Nie almal deel in hierdie voorreg nie. En ek sien die hartseer en die spanning in huwelike waar daar vir een of ander rede nie 'n kindjie kan wees nie. Of die man of die vrou is nie in staat nie. En daardie mense gaan met 'n leemte deur die lewe. Hulle voel ongemaklik as hulle kuier by mense wat kinders het. En ek dink nie ons wat kinders het, besef altyd die geweldige voorreg en die seën van God oor ons lewe nie.
Maar daardie kindertjies moet reg opgevoed word. Ons het die verantwoordelikheid om die pyl in die regte rigting te mik. Pyle vlieg nie van self reguit nie. Hulle moet gerig word. En as vaders is ons die boogskutters. Ons dink nie altyd daaraan of ons besef nie, as ons met ons kinders besig is, dat ons met God se eiendom besig is. Waar kan ons dan leer om 'n goeie vader te wees? God self. God is die volmaakte voorbeeld vir ons. Ek weet nie of u opgelet het nie, maar al die liedere wat ons vanoggend voor die erediens gesing het, en die eerste lied, het gaan oor God as Vader. Hy is ons hemelse Papa, wat vir ons omsien, wat vir ons lei, wat vir ons voorsien, wat vir ons sê wat is reg en verkeerd, wat mag ons doen, wat mag ons nie doen nie. Hoe moet ons lewe om die beste uit die lewe uit te kry? Hoe kan ons sy seëninge ontvang? En God die Vader leer vir ons wat werklike liefde en deernis, dis omgee is. Hy het sy liefde vir ons bewys, deur eintlik vir ons te gaan, toe ons in sonde van hom af weggeloop het, het hy vir Jesus gestuur, eers sy profete, van hulle is weggejaag, van hulle is doodgemaak, sê die Bybel. Hy het vir Jesus sy eie seun gestuur, om te kom soek en red. En Jesus het die losprys betaal, dat ons verhouding met God volmaak kan wees. Dit is hoe diep God se liefde vir jou is. Ons lees in die Nuwe Testament, dat Jesus 'n gelykenis vertel, van 'n jong man wat besluit het, ek is slim, ek is wys, ek het nie nodig om na pa en ma te luister en al hulle klagstories nie. Ek wil my eie potjie krap. Ons lees dit in Lukas 15 en ek gaan nie vanoggend die hele gedeelte met u deel nie. Maar hierdie jong man het na sy pa gegaan en vir hom gesê, pa, geef vir my deel van die erfenis wat my toekom. Ek wil nie wag tot pa eendag dood is en dan het ek geld om lekker te lewe nie. Ek wil nou al lekker lewe. Eintlik is dit 'n geweldige klap in sy pa se gesig, maar hy dink nie daaraan nie, want 'n jong mens is baie dikwels voortvarend. En hy het weggegaan en hy het sy lewe geniet, en dinge het nie uitgeloop soos hy gedink het nie, want hy het nie die kennis en die wysheid en die ervaring gehad nie, en ongelukkig het hy verkeerde besluite geneem. Uiteindelik kom hy agter, maar ek het in 'n verkok beland, dis nie lekker vir my om daar te wees nie. Ek kan 'n beter lewe by my pa en sy huis lewe, kom ek gaan terug. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Wat sê dit vir ons? Die pa het dag vir dag uitgekyk, kom my seun wat weggeloop het nie weer terug nie. En toe hy aankom, het sy pa hom innig jammer gekry. Hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Pa ras nie met hom nie. So bly, so dankbaar. Seun wat weg was, het weer huis toe gekom. En dit is, ek glo hoe dat elke ouer voel as 'n kind die verkeerde pad geloop het en tot insig kom en terugkom huis toe. Baie kinders is te skaam om weer hulle oë by die huis te gaan was. Baie bly weg en hulle verdwyn. En pa en ma, kinders, oor totale vreemdelinge. As ons wil hê, dan moet goeie verhoudings wees. Dat my kinders die moed moet hê om my te vertrou en na my te kom met probleme, dan moet ek hulle nie die hele tyd kritiseer nie. Ek moet hulle nie die hele tyd uitkry vir sleg nie. Ek moet nie meer van hulle verwag as wat hulle kan doen nie. Ek moet hulle prys en aanmoedig en opbou. So hoe maak ons die beste van vaderskap? En dit is om kwaliteit tyd met hulle te spandeer. As ons met 'n baba in die arm staan, dan besef ons nie altyd dat die tyd wat ons het om met hulle deur te bring baie vinnig gaan verbygaan nie. Kort voor lank, dan is hulle groot. En dan is hulle reg om uit die huis te gaan en dan besef ons,
Maar miskien was ons so besig met ons eie lewe, met ons eie dinge. Ons het so gefokus daarop om vir gesin te voorsien. En voordat ons besef, as die kinders groot, vat hulle eie pad. Sien ons hulle nie maklik weer nie. Pa, hoeveel kwaliteit tyd spandeer jy met jou kinders? Spandeer jy genoeg tyd aan hulle? Luister jy na hulle probleme en gee jy vir hulle oplossings of help hulle om oplossings te ontdek en te vind? Of is jou kinders te bang, want pa is so kwaai, ek het nie die moed om vir hom te gaan sê ek het 'n blaps geslaan nie, ek het 'n ou foutjie gemaak. My toets se punte was nie so baie goed gewees nie. Pa verwag vreeslik baie van my. Ons vind baie dikwels dat ouers nie in staat was om sekere prestasies te behaal nie en nou die kinders dwing om te presteer, om op te maak vir ons leemtes as ouers. Die kind moet goed rugby speel, hy moet goed atletiek doen, hy moet goed uitblink op die skool, terwyl ons maar gemiddeld was. Ons wil nou ons lewe gelukkig maak deur die prestasies van die kind, maar daar's soveel druk op van die kinders, dat as ek vandag na se klein kindertjies kyk, wat van ouderdom 3 of so al in kleuterskole is, wat nie regtig kans het om te speel en 'n kind te wees nie, en op graad 1 somme doen wat ons eers baie jare later gedoen het, geweldige druk op hulle, dan dink ek die kinders vandag het dit moeilik. Hulle het besondere aandag en liefde en ondersteuning van hulle ouers nodig, omdat die druk van buite soveel op hulle is. Kinders, as hulle die vrymoedigheid het om met pa en ma te gaan gesels, dan is dit wonderlik. Want dit sê hulle vertrou jou. Jy kom so oor dat hulle kan sien, jy is toeganklik. Hulle kan hulle bekommernisse met jou deel. Hulle kan vir jou sê wat hulle pla. En jy gaan nie veroordeel in elke slag sleg sê nie. Want anders gaan luister hulle na die advies van maats. En maats gaan nie altyd die regte advies gee nie. Dit lei na verkeerde weë partykeer. Kort voor lank, die kinders groot, gaan hulle uit die huis uit. Waardeer die tyd wat jy met hulle het. Kyk na die verlore seun. Toe hy sy tienersfase bereik, toe hy soos ons kinders vandag ook. Ja, ons dink ons kinders is anders as vandag. Ek het gesoek na dit, ek het iewers 'n ou Griekse dokument wat so 3.500 jaar teruggeskrywe is. Maar 'n pad klaar, vandag se kinders is onmoontlik. Hulle is opstandig, hulle is ongehoorsaam, hulle luister nie, hulle doen net wat hulle koppe vir hulle sê. Is dit nie dieselfde situasie vandag nie? Niks het verander nie. So as kinders die tienerfase bereik, dan dink hulle ek is slim, ek is wys, ek weet alles. Ek antwoord vir al die probleme in die wêreld. Maar ek dink dit gaan lekkerder wees om nie onder pa en ma se pantoffelregering te staan nie en te lewe net soos ek wil en die lewe te geniet. So hierdie jong man gaan en hy vra sy pa se geld en die pa gee dit vir hom want hy het gesien daar's nie 'n ander uitkoms nie en die jong man vat die pad. Hy gaan lewe tussen sy vriende en hy's vinnig baie vriende want hy het baie geld. En hulle help hom om daai geld te blaas teen 'n tempo. En toe die geld op is, toe verdwyn hulle almal een vir een en skielik is die vriendskap op 'n einde. Jy kan nie vriendskap met geld koop nie. Vriendskap ontwikkel deur omgee, deur vertroue, deur saam dinge te doen, deur saam dinge te deel. Maar jy gaan dit nie koop nie. En toe hierdie jong man na sy vriende teruggaan en probeer geld leen, skielik draai hulle die rug op hom. Ons ken jou nie. Gaan weg, ons help jou nie. En al wat vir hom oorbly, is om by 'n varkboer te gaan varke oppas en jy moet besef dat vir Jood dit seker die slegste vernedering is wat op sy pad kon kom, want varke was vir hulle onrein diere. Hy het nie naby 'n vark gekom nie. En nou moet hy varke oppas vir 'n lewe. En hy sien hoe dat die varke eet en hy wens hy kan van hulle kos eet want hy's honger.
En dan uiteindelik dat sy slegte situasie 'n bietjie nadink en hy besef, maar by my pa se huis is dit baie beter. Kom ek gaan terug na my pa toe, ek is dom as ek in die verkhok bly sit. Ons jong mense moet ook besef, as jy 'n fout gemaak het, gaat dit 'n man om dit te erken. Staan op, gaan na jou pa en ma toe, gesels met hulle. En hierdie pa ontvang hom met oop arms, hy is so opgewonde, want elke dag het hy uitgekyk vir daardie seun wat nie huis toe kom nie. En hy wag hom in, hy verwerp hom nie, hy trap hom nie uit nie, hy ontvang hom met oop arms, so vuil en so stink is wat daai seun is, omhels hy hom, doen hy hom, en neem hom terug in die huis. Die Vader in hierdie verhaal stel natuurlik vir ons God voor. God wat wil hê dat ons verhouding met hom perfek moet wees. Ons kinders bly ons kinders al doen hulle verkeerd. Party ouers verwerp hulle kinders as hulle verkeerd doen of nie aan hulle standaarde voldoen nie. Omdat jong mense nog onervare is, omdat hulle die lewe en die gevaarplekke in die lewe nog nie heeltemal ken nie, kan hulle baie maklik foute maak en koppe stamp. En omdat hulle swak en verkeerde keuses gemaak het, kan hulle op 'n verkeerde plek beland. En ons as ouers moet tegemoetkomend wees om vir daardie kind op te help, om weer op te staan uit daai moddergat waarin hy beland het, om sy trots te herwin, om sy selfbeeld te herstel, maar ook om sy verhouding met sy ouers, met God weer op die regte plek te bring. Dit is 'n harde les om te leer. Hierdie jong man moes besef, hy was nie so slim as wat hy gedink het. Wie van u wat kinders het nog nooit 'n argument met jou kind gehad nie? Daar bestaan nie so gesin nie, buiten is daar geen kinders is nie. Nee. Maar hoe hanteer jy jou kinders as daar foute is? Kom 'n tyd dat die kind dink, ek is groot en slim, ek weet alles, pa en ma is uit die oude doos, julle kan my niks vertel nie, ek weet beter, ek kan die lewe beheer. Ek het al in gesprekke met jong mense agtergekom, hoe vol bravade hulle is, hoe slim hulle dink hulle is. Hulle het vir elke probleem in die wêreld 'n oplossing. En alles lyk sommer maklik. Kinders dink hulle weet die beste. Hulle sal die wêreld in 'n oogwink reg sien. Maar die realiteit is moeiliker as dit. Maar dit is die tyd wanneer hulle opstandig raak, wanneer hulle eie koppe wil volg, en nie altyd bereid is om na advies te luister nie. Toe ek op universiteit was, het professor Malaniel eendag vir ons vertel, dat sy oudste seun, toe hy in matriek was, sy pa eendag bietjie koppe gestamp het. En die seun het vir sy pa gesê, pa's maar dom, jy weet nog niks nie. En die pa het dit daar gelos. En nadat die ouetjie sy universiteitsloopbaan voltooi het aan die einde van sy finale jaar, het hy al begin agterkom dat die lewe baie moeiliker en meer kompleks is as wat ek altyd gedink het, en ek was nie so slim as wat ek gedink het nie. Hy het tot sy ontsteltenis agtergekom dat sy pa eintlik baie slimmer was as wat hy gedink of besef het, toe hy nou so jonk en vol bravade was. En hy was nou skaam om vir sy pa te gaan erken, pa, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, toe ek vir jou gesê het, jy is dom. Hy het dit omgeswaai. Pa, ek is verstom om te sien hoeveel jy die afgelope 4 jaar geleer het. Ek is baie beïndruk. En ja, professor Malaniel was tevrede daarmee, het was 'n soort van 'n erkenning van sy seun. Die seun het eintlik 'n bietjie wysheid geleer. Ons as ouers kan dit moeilik vind om met opstandige kinders oor die weg te kom. Ons val dikwels
Verloor ook ons geduld wanneer iets gebeur wat nie moet gebeur nie. Party ouers vloek en skel die kinders. Ek het nou die dag in 'n winkel gehoor hoe dat 'n vrou sommer daar in die openbare, 'n klein seentjie staan en vloek. Ek het net gestak na my asem. Sy nie selfrespek dat sy in die openbaar so aangaan nie. God die Vader wys vir ons wat is ware vaderskap. Hy ontvang sondaars met oop arms. Kom net terug en erken jy het 'n fout gemaak. Ek gaan jou nie weggooi nie. Ek gaan jou nie veroordeel nie. Jy is welkom. Geduld in konfliksituasies. Wanneer kommunikasie tussen ouers en hul tienerkinders opdroog, dan leer God ons om nie met woede te reageer nie, maar met hartloop liefde. Daai pa het gehardloop na sy seun toe en hom omhels. Die seun was nie bang om huis toe te kom nie. God stoot nie weg nie. Hy trek nader. En dit is goed en reg dat ons dan die voorbeeld van God gaan nastrewe in ons optrede teenoor ons kinders. Hy verwerp ons nie wanneer ons oortree nie, maar ons moet bely, ons moet erken en ons moet regmaak. God wag altyd met oop arms vir ons om terug te kom en ons foute te erken. En hy hanteer ons met die grootste liefde. Dit is vir my interessant dat Jesus ook na sy pa as 'n voorbeeld gekyk het. Kinders leer by ouers in 'n voorbeeld. Johannes 15 vers 19. Verseker ek julle dat die Seun, en dis Jesus Christus, kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, God die Vader. En wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Waar stel jy vir jou kind 'n voorbeeld wat navolgingswaardig is? Ek sien paas wat vir die kind sê vir die teetertjie, haal vir my nog my pakkie sigarette, gaan haal my bier daar uit die yskas uit. Die kindjie moet leer, dit is maar die aanvaarde manier van lewe. Wat die kind die Vader sien doen, dit doen hy ook. Eendag is ons ontsteld as ons kinders verkeerd optree. Jesus sê Johannes 8 vers 38. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het. Kan jou kinders praat met vrymoedigheid oor die voorbeeld wat pa stel in die huis, in die lewe. Die rol van die hoof in die huis. Dit bied kos, sekuriteit en liefde. Ek het die laaste tyd 'n paar keer gevalle teëgekom van mans wat glad nie hulle verantwoordelikheid wil opneem nie. Hulle sit en hulle wil bedien word. Hy die remote daar voor die TV, die afstand beheer en hy wil die knoppies druk. En as die krag af is, dan is dit moeilikheid. Want nou kan hy nie knoppies druk nie. Hy wil hier in gebied self niks doen nie. Ons mans hou daarvan om te dink dat ons die hoof van die huis is. Maar as daar 'n krisis is in die nag, sê daar's vreemde geluide, gaan vroutjie so in die ellingboog stamp en sê, gaan kyk aan buitekant wat gaan aan. En dan is dit 'n bang man wat daar in sy pyjamas in die gang afloop. Jy wil nie nou al dalk te vroeg hemel toe gaan nie, né? Ja, dis moeilik om die rol van hoof van huis aan te voldoen. Maar die Bybel sê vir ons, as iemand, en dit verwys hier veral na 'n man, as iemand vir sy eie mense, vir al sy eie huisgenote nie sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Dit is eintlik 'n belediging wat hier staan.
As jy as hoof van die huis, as pa nie jou verantwoordelikheid nakom nie, dan is jy soos 'n heiden, wat vir niks en niemand omgee nie, wat selfsugtig is. Wat sien ons kinders as hulle na jou kyk? Jesegiel skrywe, waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord, die vaders eet groen druiwe, en dan word die kinders se tande stomp. Dit is omdat die pa verkeerde dinge doen, en dan gaan doen die kinders dieselfde. So gaan ons eendag trots wees op ons kinders, of gaan ons terugkyk, sê ek is jammer, ek het gefaal, ek het 'n verkeerde voorbeeld vir julle gestel, vergewe my. Partykeer is dit 'n bietjie laat om foute te herstel. Ons het nou die kans om reg te maak. So ons verantwoordelikhede, kos is nie net fisiese kos nie, maar klere, blyplek, en dan ook emosionele en geestelike voeding. Jy as man is die priester in die huis, wat vir jou gesin intree en geestelike leiding verskaf. Doen ons dit? Sekuriteit. Ons sekuriteit as kinders is om te weet ek is veilig in die huis. Jy dink nie oor al die bekommernisse in die wêreld daar buitekant en die probleme nie, want pa en ma beskerm my daarteen. Ons word groot in 'n veilige omgewing waar jy dink alles is wonderlik. As jy ouer is in die realiteite in die samelewing raak sien, dan besef jy dis nie so maklik nie. Maar God plaas ons ook as sy kinders in 'n veilige omgewing. 2 Korintiërs 1:3. En God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. As dinge moeilik gaan, dan gee God vir ons die moed om daardie krisis, om daardie probleem, daardie uitdaging aan te vat en te hanteer, sonder om bang te wees. Hy gee insig, wysheid en uitkoms. Ek moet op hom vertrou. En ek moet my kinders leer om op hom te vertrou. En getuig as God vir jou iets gedoen het. Vertel vir die kinders, God het 'n gebed verhoor, God het hierdie antwoord gegee, God het dit en dat vir ons gedoen. En met die tyd leer hulle dieselfde, om ten volle op die Here te vertrou met hulle lewe. Kolossense 3, vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Ons kan so streng met hulle wees dat hulle heeltemal wil handdoek ingooi en sê ek sien nie kans vir die lewe nie. Ek het verskeie kere te doen gehad met tieners wat selfmoord gepleeg het, direk of indirek. Omdat die uitdagings van die lewe vir hulle te veel was en hulle kon dit nie hanteer nie. En hulle eie ouers het geprobeer, maar dit het nie gehelp nie. Op 'n dag het daardie jong seun, jong meisie selfmoord gepleeg. Efesiërs 6, vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. En nou weet ek nuwe landswette sê jy mag nie aan 'n kind so 'n bietjie aanhelp nie. Maar geen dissipline is ook nie goed nie. 'n Kind nie gedissiplineerd groot raak nie, dan gaan hulle nie hulle verantwoordelikhede as volwassenes kan nakom nie. Want hy sien die lewe as 'n grap. Hebreërs 12, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug. Maar God tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. God is ook met ons op pad, ons wat al groot is, om ons te straf as daar verkeerde dinge is, om ons op die regte pad te lei, dat ons eendag almal saam met hom in die hemel kan kom. Ons kan nie maar 'n lewe gaan lewe soos wat ons lus het, en soos wat ons dink reg is nie. Wêreldstandaarde is nie noodwendig binne God se standaarde nie. Liefde en vertroue is nodig. Sielkundige is gevra deur 'n man wat baie geld het. Wat is die beste wat ek vir my seun kan doen? En die pa het gedink aan dalk 'n mooi sportmotor vir die kind koop. Dit terloop so 'n paar jaar terug gesê in die Johannesburg omgewing 'n pa wat vir sy kind 'n Porsche of so iets gekoop het vir matriek. En daai kind is binne 2 weke in 'n motorongeluk dood.
want hy was nie bekwam om so 'n kragtige voertuig te bestuur nie. Die sielkundige het die pa se vraag geantwoord. Die beste wat jy vir hulle kan doen, is om hulle ma lief te hê, want dit gee vir die kinders sekuriteit. Sekuriteit verander jou uitkyk op die lewe. So behandel jou vrou altyd met liefde en respek. So die voorbeeld wat ons los, wat gaan ons kinders eendag met hulle saamvat? Hulle sê 'n seun se eerste held is sy pa, 'n dogter se eerste liefde is haar pa. Maar jou kinders kyk nie net na wat jy sê nie, hulle kyk na wat jy doen. En as jy foutjie maak, jy het in die motorreis gewerk en per ongeluk jou vinger raak geslaan, wat se groot woorde kom daar uit? Wat leer jou kind? Die seun gaan daar dieselfde woorde by die skool gebruik. En dan kry hy pak slaag daaroor. Want hy mag nie. Hy kan pa iets doen en die kind nie. Kyk na wat ons doen. Die finale uitdaging vir ons is, ons trek nader of ons stoot weg. Jou voorbeeld leer vir die kind hoe dat God die Vader is. En jou voorbeeld kan 'n goeie voorbeeld wees, of 'n slegte voorbeeld. Dit kan die kinders totaal en al wegstoot vanaf God. Sê as, dit is hoe God is. My pa was afwesig, hy was verneig, hy het my gevoeder. As ek bang vir God, ek wil nie in 'n verhouding met God wees nie. As die pa liefdevol is en hy verstaan en hy is oop om te gesels en hy is bereid om beskikbaar te wees enige tyd, dan leer die kind, ek is welkom by God die Vader. Ek groei daar 'n wonderlike verhouding tussen ouers, kinders en God. Dis waarvoor ons hoop. Dis waarvoor ons kinders wil grootmaak. Om eendag hulle plek in die wêreld vol te staan as volwassenes wat tot eer van die Here lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons leef in moeilike tye en omstandighede. Daar's geweldig baie uitdagings. Lewenskoste is so duur dat in baie huise kan die familietjie nie met een persoon se inkomste lewe nie. Beide pa en ma moet werk. Steeds gaan dit moeilik. Ongelukkig voel kinders dan baie keer afgeskeep, voel hulle eenkant geskuif, kan hulle voel pa en ma het nie baie tyd vir my nie, en gaan soek hulle uitkoms by maatjies wat verkeerde praatjies praat, verkeerde dinge doen. O Hemelse Vader, ons bid vir wysheid en insig dat U ons as ouers toerus en lei om ons kinders op die regte manier op te voed tot U eer, dat hulle vir U sal lief hê, dat hulle U sal dien. Hou ons styf vas dat ons as ouers self binne U wil lewe en 'n mooi voorbeeld, 'n navolgingswaardige voorbeeld vir ons kinders stel. Vader, ons bid vir ons kinders. Daar's soveel misleiding in die wêreld. Daar's soveel afdwaalpaaie. Daar's soveel probleme. Die uitdagings is so geweldig groot. Die kurrikulum by die skool is so moeilik. Baie kan dit nie hanteer nie en is op die punt van handdoek ingooi. Hulle is moedeloos en te neergedruk. Help ons om ons kinders so op te bou dat hulle moed het vir uitdagings, omdat U wat God is steeds in beheer van ons lewe en omstandighede is. Omdat U ons lei en voorsien. Omdat ons op U kan vertrou en alles met U kan deel. Here, ek bid vir al die vaders dat ons tot eer van U sal optree. Seën vir ons as gemeente en hou U hand van genade en bewaring oor ons. In die naam van Jesus.